Japie, jy het gekwalifiseer as geoktroeëerde rekenmeester. Jy het in verskeie van die groot landboumaatskappye was jy hoof van finansies. Jy het ook self jou eie besighede in die Wes-Kaap. Die verandering vanaf suiwer besighede na die ATKV. Vertel my hoe daai verandering gekom. My betrokkenheid by die ATKV het begin 'n paar jaar gelede toe mense my genader het of ek sou belangstel in die werk by die ATKV nie. Alhoewel ek in landbou was, het ek oor jare baie by kultuuraspekte betrokke gewees. Ek was onder andere op Aardklopkunstefees se direksie. En ek dink dit is waar die mense my dalk raak gesien het, dat ek ook 'n kultuurkant het. Kultuur was vir my nog altyd baie belangrik. Nie net vir ontspanning en so aan nie, maar daar's tog ander goed ook. Daar's groei daarin, daar's potensiaal om mense te ontwikkel. En veral wat vir die ATKV belangrik is dat kultuur en tale is 'n baie sterk ding wat 'n mens kan gebruik vir nasiebou en om mense beter van mekaar beter te laat verstaan en meer van mekaar te weet. Alhoewel jy 'n syferagtergrond het, jy's 'n rekenmeester en jy was finansiële hoof, het jy tog nog altyd was jy betrokke by kultuur. Wat is vir jou waarvan hou jy die meeste? Ja, kultuur is natuurlik 'n baie breë konsep. Jy weet, jy kan dit van braaivleis en wyn tot by die regte kultuur, drama, musiek en al daai goed. Ek hou baie van Afrikaans en ek hou baie van lees en ek is 'n ywerige musiekversamelaar. Afrikaanse musiek? Nee, nie net Afrikaanse musiek nie, maar ook die Suid-Afrikaanse musiek. So ek probeer eintlik maar so volledig as moontlik op hoogte wees van wat in die Afrikaanse musiek aangaan, maar ook in die verlede wat aangegaan het. Japie, die ATKV het 'n lang en roemryke geskiedenis. Gee my so 'n bietjie agtergrond. Theo, die ATKV is in 1930 gestig as 'n personeelvereniging van die Suid-Afrikaanse spoorweg en hawens. Die personeel was nogal bekommerd geweest dat die spoorweg nou 'n bietjie te Engels raak. En toe het hulle dit gestig as 'n Afrikaanse debatsvereniging. Daarna het goed soos koffiehuiskonserte daarmee saamgegaan. En in 1936 het hulle die Hartenbos vakansieoord gekoop. Toe was dit natuurlik nie 'n vakansieoord nie, dit was net 'n plaas geweest. En so die ATKV begin tot in die laat 80s, waar dit die personeelvereniging van die spoorweë was. En toe is dit oopgestel vir almal om dan nou daaraan te behoort. So ons is 'n selfstandige maatskappy waarin enige iemand wat met ons missie en visie wil saamstem of ons wil ondersteun aan kan behoort. Voor ons kom by die finansiële aspekte, op kultuurterrein, wat is julle hoofaktiwiteite vandag? Die hoofaktiwiteite van die ATKV is natuurlik taal en kultuur, maar ons het ook 4 hooffokusse geïdentifiseer. Eerstens taal, wat nie net Afrikaans insluit nie, dit gaan ook oor die regte van mense vir taal, so dit sluit iets soos meertaligheid in. Kunste, waarvoor ons waarskynlik die meeste bekend is, omdat ons reken dat kunste 'n baie kragtige medium is om uiteindelik 'n beter Suid-Afrika te skep. Derdens gaan dit oor gemeenskappe, wat dan nou insluit sosiaal-maatskaplike aspekte, maar ook die omgewing. En dan vierdens onderwys, waar dit nie net oor Afrikaanse onderwys gaan nie, maar oor die totale onderwysstelsel. Japie, die sakeaktiwiteite, en hier wil ek bietjie stil staan. Die ATKV het 'n omset van meer as 300 miljoen rand 'n jaar. Julle spandeer meer as 60 miljoen rand 'n jaar aan kultuuraktiwiteite en dan maak julle boonbehalwe dit 'n wins van 17 miljoen rand 'n jaar. Dit verwag 'n mens nie gewoonlik van 'n kultuurorganisasie. Kom ons begin die sakeaktiwiteite, wat behels dit? Die sakeaktiwiteite van die ATKV is eerstens die oorde. Ons het nou 7 vakansieoorde. Tweedens is ons ook besig met 2 aftreebehuisingsprojekte. En derdens ontwikkel ons dan nou winkelsentrumaktiwiteite by van ons oorde. So dit is ons totale sakemodel. Die oorde, soos ek gesê het, die eerste oord het ons in 1936 gekoop. Ons het nou 7 oorde, die laaste oord het ons so 5 jaar gelede gekoop. So dit is eintlik ons hoofbron van inkomste. Die aftreebehuising behels hoofsaaklik die ontsluiting van waarde vir eiendomme wat ons waarskynlik reeds het en om net waarde te ontsluit, maar ook om 'n diens te lewer. En natuurlik omdat dit dis 'n goeie sakemodel. Ons het toe ons die navorsing gedoen het oor die ander goed wat ons kan doen, het ons uitgevind dat daar's 3 goed wat baie geld maak of in eiendomme waar jy moet belê. Eerstens aftreebehuising,
tweedens studentebehuising en derdens begrafplaase. So ons het toe nou maar besluit om eers by die aftredebehuising te begin. Kom ons gaan na daai sakebelange. Hoe skakel dit in met die kultuuraktiwiteite? Die sakeaktiwiteite en die kultuuraktiwiteite is eintlik twee aparte fokusse. So ons het ook aparte afdelings of divisies binne die ATKV wat dit hanteer. Maar daar is tog ooreenkomste. Aan die sakekant verkoop ons nie net akkommodasie nie, ons verkoop ervaring en uit die aard van die saak Afrikaanse ervaring. So baie van ons kultuur uitkyke en so aan probeer ons ook by die oorde want dit is gewild, daar's 'n groot aanvraag daarvoor en dis deel van ons resep. Aan die kultuurkant probeer ons ook ons kultuurgoed, alhoewel dit kultuur aspekte is, probeer ons ook om goeie sakebeginsels daar toe te pas. Korporatiewe bestuur, etiek bestuur en al die goed wat nodig is om uiteindelik 'n goed bestuurde maatskappy te hê. So ja, ek dink daar's 'n kruisbestuiving tussen die twee afdelings en dit maak dit eintlik baie lekker om van die ander afdelings, alhoewel dit twee heeltemal verskillende hoeke is, maar ek dink tog daar's 'n goeie kruisbestuiving. Japie, die ATKV is uniek, nie net in Suid-Afrika maar in wêreldterme. Eerstens in terme van die feit dat die ATKV is nou 84 jaar oud, maar ook dis 'n volhoubare model onderliggend tot dit. Wat maak die ATKV so uniek? Ek dink die ATKV is uniek eerstens omdat die ouens wat in 1930 die ATKV gestig het, miskien was dit nie hulle visie nie, maar as 'n mens nou terugkyk, dan dink ek het hulle 'n baie goeie model vir ons op die tafel gesit. In 'n groot mate maak ons nog steeds van daardie model gebruik. Wat die uniekheid betref, dink ek ons gee waarde vir geld. Ons is 'n ledeorganisasie, so ons het 70,000 hooflede. En as jy die ander lede die gesin bytel, dan is ons oor die 200,000. So dit maak ons uniek dat ons so groot ledeorganisasie is. Dit gaan oor verskillende aspekte, die ledevoordele, voorkeurbesprekings, plek by ons oorde, spesiale ledetariewe, daai tipe van ding. Maar daar's ook 'n groot faktor van mense wat by ons aansluit, ek wil amper sê ter wille van die saak. Taal en kultuur en Afrikaanse taal en kultuur is 'n belangrike ding vir baie mense. En ek dink die ATKV het die toets van die tyd deurstaan om nog steeds ook waarde vir geld ten opsigte van dit te gee en nie net die vakansievoordele by die oorde nie. Iets waaroor jy baie sterk voel is onderwys en die kwaliteit en die langtermyn beginsels rondom onderwys. Hoekom voel jy so sterk daaroor? Die ATKV voel baie sterk oor onderwys omdat ons besef het dat onderwys in Suid-Afrika is eintlik so 'n bietjie in die moeilikheid. En dan praat ons nie net van daar's baie goeie skole. Ons het kwaliteitskole in die land. Ongelukkig van omtrent 24,000 skole is daai goeie skole waarskynlik 3,000. So daar's 21,000 skole wat nie heeltemal op daai selfde basis is nie. En ons het net gevoel eerstens as 'n organisasie, maar ook 'n kultuurorganisasie wat 'n sosiaal-maatskaplike verantwoordelikheid het, dat elke maatskappy, elke individu, elke organisasie behoort eintlik betrokke te raak by onderwys. En ons het dan ook besluit om die daad by die woord te voeg. En ons konsentreer dan wat die onderwys betref op juis hierdie minder of onderpresterende skole. Dat ons kan kyk, kan ons nie daar 'n bydrae maak nie, want dis waar die oplossing vir die toekoms lê. Ons kan nie al die kinders in die 3,000 goeie skole insit nie. Dit gaan net nie werk nie, dis nie volhoubaar nie. Ons moet sorg dat van die minder presterende skole ook goed presteer. En ons inisiatiewe en ons projekte is dan spesifiek daarop gemik, nie dat ons die regering of die departement van onderwys se werk wil oordoen nie. Hulle het daai verantwoordelikheid, maar ek dink almal van ons in Suid-Afrika behoort 'n bydrae te lewer op watter vlak ook al. En ons gebruik baie die lese by die ATKV om te sê onderwys is ook my verantwoordelikheid. En dit is die boodskap wat ons graag wil uitdra aan enigiemand, enige besigheid, enige organisasie. Moenie net stil sit en hoop die onderwys gaan van self regkom nie. Kom ons sit ook daar skouer in die wiel. Ander beginsel aspek wat ek wil aanraak is die landbou en die debat rondom die landbousektor in Suid-Afrika. Jy was finansiële hoof by van Suid-Afrika se grootste landboumaatskappy. Wat is jou opinie oor die landboudebat? Die landboudebat in Suid-Afrika is 'n baie interessante debat en ek was vir jare in die landboubedryf soos wat jy sê. In daardie jare wat ek daar was ook 'n tydperk van baie groot veranderings.
Die koöperasie na sakemaatskappye, een kanaal bemarkingstelsel vir graanprodukte na vrye markstelsel, al daardie tipe van goed. En dan natuurlik ook die ontwikkeling op tegnologiese en ander gebiede. So die uitdagings wat die landbouers in Suid-Afrika gehad het, die landbouers, die boere self, maar ook die landboumaatskappye, is om aan te pas by al hierdie veranderde omstandighede. So my indruk van die landbou is dat die boere of die landbouers en die landboumaatskappye het uitstekend geslaag om aan te pas. Ons het van die beste landbouers in die wêreld. Op die oomblik is die debat oor grond en al daai goed is nogal intens. Ek dink nie daar's 'n probleem by die boere en die landbouleiers met die wil om saam te werk om dit te verander nie. Maar ons het regtig baie intense debat nodig tussen die regering, tussen die privaat sektor, tussen die landbougemeenskap om uiteindelik hierdie proses op te los. Die potensiaal vir die landbou is ongelooflik. Ek dink ons landbouers met die feit dat ons geen subsidies of baie min subsidie tipe van goed het, presteer hulle uitstekend. So ek dink die potensiaal daar is moet ontgin word. Ons moenie moed opgee nie, ons moet aanhou praat, ons moet aanhou onderhandel. Ek dink daar's 'n rooskleurige toekoms vir die landbou in Suid-Afrika. Terwyl ons praat oor die toekoms, Japie, wat maak jou opgewonde oor die toekoms vir Suid-Afrika? Baie mense is pessimisties oor die toekoms in Suid-Afrika, maar uit 'n taal- en kultuurhoek wat die ATKV is, voel ons baie opgewonde en positief daaroor. Die rede, die potensiaal wat daar bestaan ten opsigte van tale en kulture in Suid-Afrika is so divers en so groot verskeidenheid. Daar's soveel nuwe uitdagings wat ons kan aanpak en waar ons elke dag met hierdie goed werk op grondvlak, sien ons net die positiwiteit en hoe mense eintlik hierdie goed aangryp. So ten spyte van negatiewe goed wat rondom jou gebeur, met die ekonomie wat dalk onder druk is of wat ook al, is daar uiteindelik altyd iets anders wat jy kan doen en wat 'n mens self nog 'n bydrae kan lewer om die toekoms beter te maak. So ons is baie positief en ons dink daar's nog groot uitdagings vir ons. Die ATKV is so pas 84 jaar oud. Waar sien jy die ATKV oor 10 of 20 jaar? Die ATKV is nou verjaar 84 jaar oud, so as ek tussen 10 en 20, dan gaan ons in 2030 gaan ons 100 jaar oud wees, so of 100 jaar jonk. Ek dink die ATKV is goed geposisioneer om in die jare wat kom en tot by sy 100ste verjaarsdag en selfs daarna nog 'n baie positiewe rol te speel. Soos ek nou gesê, die potensiaal bestaan daar. Die wil wat ons moet hê is om aan te pas, te kyk na die omstandighede, om die beste te doen wat die beste vir die ATKV self is, maar ook die beste vir die gemeenskap, die taal en die kultuurgemeenskap. Maar ek is redelik seker dat die ATKV nog baie jare hier gaan wees.